Ons reeks waarmee ons besig is, die Onse Vader gebed as lewenswyse. En ons fokus juist saam op die vraag, hoe leef ons die Onse Vader gebed? Hoe help die Onse Vader gebed my in 'n lewe saam met God? En ons kyk dan juist na Matteus 6, vanaf vers 9 tot en met vers 13, ons teksgedeelte, en vanaand is ons tema, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En jy is welkom om saam met my te volg. Ons gaan saam lees uit die 83 vertaling. Jesus aan die woord daar in die bergrede, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Tot sover, en die van julle wat die Bybel daar het, hou gerus die Bybel daar oop. Dink gou saam met my, wat is die een gebed van die gebedes van die Onse Vader gebed, wat jou nogal aan die gang gehou het? Wat dalk die meeste vrae in jou lewe ontlok het? Wat was daai een bede wat jou nogal 'n bietjie slaaplose nagte gegee het toe jy daaroor gedink het? Of wat was die een bede wat regtig vir jou so baie beteken het in jou lewe saam met die Here? Ek wil dit nogal waag vanaand om te sê dat die bekendste in die algemeen bede in die Onse Vader gebed is hierdie gebed vir ons daaglikse brood. Nou dis 'n gebed wat ons wil uitnooi om dit nie net te bid nie, maar dis 'n gebed wat ons diep wil vorm vir 'n lewe saam met die Here. Dink saam met my. En dan het ons hierdie daaglikse brood regtig nodig. Die storie word vertel van Marie Antoinette. Dit was daai koningin gewees in Frankryk in die 18de eeu. En dit word vertel dat daar was 'n klomp arme mense wat opgemarseer het na haar woning toe. En toe kom staan hulle voor haar, klomp arme mense. En toe het sy op 'n stadium uitgekom en toe kyk sy hulle op en af. En toe sê sy, waarom soek julle brood? Eet liewers koek. Nou vandag weet ons nie presies wat sy bedoel het met dit wat sy gesê het op daardie stadium nie. Maar dalk wou sy sê brood eet kan nogal vervelig raak. Eet eerder koek. Dis baie lekkerder. Want wie van ons wil nou regtig elke dag brood hê? Dis ons een probleem met hierdie bede. Ons tweede probleem is met hierdie gebed vir ons daaglikse brood. Is dit klink amper klink amper soos rantsoene. Die van julle wat in die army was, sal onthou, daagliks het ons mos kos gekry in die vorm van rantsoene. En hierdie daaglikse brood, die woordjie daagliks, klink amper soos 'n rantsoen wat jy kry. 'n Rantsoen is mos afgemeet. Dis afgebaken. Jy kry net soveel vir die dag. En as dit opgeëet is, dan is dit klaar. So die daaglikse brood klink amper soos rantsoene. Is dit regtig
wat ek en jy wil hê van die Here? Ek dink nie so nie. En dan, wanneer is genoeg genoeg? Nogal 'n lekker groot vraagie om net weer eerlik mee om te gaan ook vanaand. Wanneer is genoeg genoeg in ons lewens? Ons het 'n rukkie terug, het ons afgetrek daarvan bo af, om hiernatoe te trek. En ons moes baie van ons meubels, ons staf, moes ons ontslaa raak. Want van 'n dubbelverdieping huis moes ons oorbeweeg na 'n heelwat kleiner huis. So ons moes van baie goed ontslaa raak. Maar nou hierdie afgelope tyd in ons huis kom ek agter, ons sê vir mekaar, ja, daar het ons weer 'n tafeltjie nodig. Daar het ons weer 'n stoeltjie nodig. Nee, ons kort daardie mat in daai stukkie van die gang. Ja, ons kort daai ornament op daai tafeltjie. Dit lyk so leeg. Alles nice to have. Kom ek nogal agter, sê ons gereeld vir mekaar. En die meeste van ons wat weet wat dit is om af te tree, ek is nou nie afgetree nie, ek weet nie hoe dit is nie, maar ek sien in baie van julle afgetredenis. As ek by julle verbyry en julle garage staan oop, daar staan so 'n klomp goed in julle garages. Nie plek gekry in die huis nie. Wanneer is genoeg genoeg? Want dit voel vir my dat ons sal regtig genoeg hê as ons te veel het. Ons wag eintlik en ons soek na daai te veel. Altyd meer wat ons graag wil hê. My gevolgtrekking is, dalk het ons nie daaglikse brood nodig nie. Ons het 'n Sparrie by ons. Ons het 'n lieflike Woolies Foods. Hulle het daaglikse brood. Maar koop ons daai daaglikse brood, dan word dit ook maar oud in die broodblik. Dit kry muf later aan. Wat bid ons as ons vra vir daaglikse brood? Dalk weet ons regtig nie waarvoor ons bid as ons bid vir daaglikse brood. Wat my nogal gehelp het, jy's in my voorbereiding met hierdie tema oor daaglikse brood, was die woorde van Jesus net voor die Onse Vader gebed. En as jy jou Bybel daar oop het, kyk saam met my, waar Jesus sê, wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het. Staan gaan net by daai laaste woorde stil. Want julle Vader weet wat julle nodig het. Dis eintlik groot woorde. Dis woorde wat jy so kan vat en eintlik jou hele lewe net op hierdie woorde bou. Woorde van Jesus. My Vader weet wat julle nodig het. Daarom, wat weet God? Kyk gou saam met my en ek wil dit eintlik kortliks doen. Hoe werk die Here met brood? Hoe werk die Here met tyd? Hoe werk die Here met uitdeel van die lewe? Wat weet ons regtig van God? Ek dink die eerste groot ding wat ons weet van die Here is God is elke dag betyds met ons daaglikse porsie. Ek dink dis woorde wat jy gou net in jou gedagtes kan neerskryf en kan saamvat uit hierdie tema uit. Hierdie gebed wat ons lewens ook wil vorm sodat ons dieper saam met die Here kan lewe. Want dit is normaalweg wanneer ons wil preek of wil praat oor die voorsienigheid van God, dan gebruik ons normaalweg
Eksodus 16, julle is reg. En as jy gou soontoe wil blaai. Eksodus 16, die groot teksgedeelte in die Bybel oor die voorsienigheid van God vir ons in ons lewens. Kyk gou saam met my, ons lees daar van die volk Israel, hulle is in die woestyn. Dit gaan maar moeilik met hulle. En dan kom hulle by Elim. En dan lees ons, sê die Bybel vir ons, hulle het hulle verset teen Moses en Aaron. En toe hulle verset, sê hulle vir Moses en Aaron, as ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos hê om te eet. Sien julle iets van die humor? Ag, het ons maar omgekom terwyl dit goed gegaan het met ons. Terwyl ons daar by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in die woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. So gaan ek hulle so 'n bietjie toets. Doen hulle wat ek sê. En dit sou lekker wees as elkeen van ons nou 'n Bybel oop gehad het. Kyk net so 'n bietjie, net so 2-3 verse verder aan. Dan lees jy dat die volk van die Here het toe daai fyn vlokkies staan daar, 83 vertaling, het hulle gaan optel. En dan draai hulle na Moses toe en vra vir Moses, wat is dit die? Wat is dit die? Dit klink sommer regtig soos my kinders toe hulle klein was. En hulle baie keer aan tafel kom sit het, met 'n lieflike bord kos voor hulle, dan vra hulle ook, wat is dit die? Wat is dit die? Daai woorde van Moses is so groot, hy sê vir hulle, dit is die brood wat die Here gee. Hierdie vlokkies wat julle nou optel, later lees ons, hulle dit manna genoem, dit is die brood wat die Here vir julle gee. Ek dink hier is die groot ding. Julle Vader wat weet wat julle nodig het. Hy weet wat julle nodig het en hy gee brood. En hy gee brood, belangrik vanaand, op sy eie tempo, volgens sy eie ritme. Belangrik. Hy maak dit duidelik vir die volk. Sy ritme is een vandag op 'n slag. As daar nou 'n sinnetjie is wat jy vanaand kan saamvat vir jou eie lewe, wat jou kan vorm, is dit hierdie woorde. God se ritme is een vandag op 'n slag. Juis in die geval van die volk Israel, het God besluit, dis sy ritme van voorsiening. Elke dag, vandag, elke dag gaan hy voorsien. Een vandag op 'n slag. Natuurlik, as jy nou Eksodus 16 daar oop en dan kyk jy verder aan, sien ons dat die volk het meer opgetel. En daarom het hulle so baie opgetel, dat het later aan gevrot het. Daai meer wat hulle opgetel het sleg geword. En dit was eintlik, geestelik beskou, 'n groot verleentheid vir die volk van die Here. Daarom lyk dit vir my, ons as mense sukkel baie keer om by God se ritme in ons lewens in te pas. Ons sukkel baie keer om by sy ekonomie in te pas en daarmee ook te leef. Ons wil hê, Here voorsien vir my dit wat ek nodig het. Maar dan besluit ons, wat is ons daaglikse brood?
wat is dit wat ek nou nodig het? En die Here sê so mooi, in sy genade, sê hy vir Moses, die volk moet inpas by my ritme. Ek is hulle hemelse Vader. Ek weet wat julle nodig het. En ek sorg vir julle. Maar my ritme is een vandag op 'n slag. So voorsien ek wat julle nodig het. Dink maar net gou, hoe het God hierdie wêreld gemaak? Genesis 1. Hoe het God dit gemaak? Julle is reg, dankie. Een dag op 'n slag. Dit was sy ritme. Een vandag op 'n slag gewees. En so kom maak hy hom self ook bekend aan ons as mense. En dit is vir my so merkwaardig om net weer daaroor na te dink. Ons glo en ons bely en ons bid in onsse Vader. Hy is die Vader van hemel en aarde. In die hemel is hy. En in die hemel beteken God is bo tyd. Hy is nie aan menslike kalenders, menslike seisoene, menslike tydskedules en menslike targets is hy onderworpe nie. Hy leef bokant tyd en voor tyd. Daarom sê ons, hy is God in ewigheid. Hy is die ewige God. Wat beteken hy het nie 'n begin, hy het ook nie 'n einde nie. Hy is bo tyd. Hy is in die hemel. Ons praat dan juis normaalweg van God se transcendensie. Transcendensie, jy hoor daai woorde. Dis bokant tyd. Tog is hierdie God aan wie ek en jy behoort, ons Vader. Hy is die een wat hom bekend kom maak het in ons tyd. Met ons kalenders. Kom maak hy homself bekend die hier en die nou. Daarom sê die Here eintlik met sy ritme, hy kom loop saam met ons. Maar belangrik, een vandag op 'n slag. Genesis 1 vers 1 begin met die woorde, in die begin. In die begin van wat? In die begin van tyd. In die begin van tyd. God het in ewigheidsspoed geloop, maar dan in die begin kom loop hy saam met ons as mense. Kom loop hy in ons tyd. Maar dan belangrik, as hy werk met sy voorsienigheid, nog steeds, een vandag op 'n slag. In die begin van tyd, het hy kom saam met ons loop, maar met 'n bepaalde ritme. En so sorg hy, want hy weet wat ons nodig het. En daarom, wanneer Jesus ons kom leer in die Onse Vader gebed, om te bid vir ons daaglikse brood, word ons nie uitgenooi om dit gereeld te bid nie, maar ons word uitgenooi om in te pas by God se ritme. Ons word ingenooi, ingetrek in God se voorsienigheid. God wat weet wat ons nodig het, maar God wat voorsien dit wat ons nodig het, een vandag op 'n slag. Ek dink die meeste van ons ken daai bekende Psalm 37. En julle kan Psalm 37 gerus, maar weer 'n bietjie gaan rustig deurlees, voor jy vanaand jou kop neerlê. So 'n wonderlike Psalm, en dit word gesê dat Psalm 37 is deur Dawid geskryf, maar dan jy spesifiek aan die einde van sy lewe. En op 'n stadium in daai Psalm skryf hy, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.
Hoekom nie? Want God sorg. God sien wat jy nodig het. So lekker wees as jy kon spring na Matteus 14 toe. Ook so 'n groot teksgedeelte oor die voorsienigheid van die Here in ons lewens. Matteus 14, 'n gedeelte daar waar 'n skare mense voor Jesus sit. En dan sien hy dat hulle honger is. En die feit dat hulle honger is, raak sy hart. En dan voorsien hy vir hulle, deur dan juis gebruik te maak van die 5 broodjies en die 2 vissies. Hoor jy? Jesus sien dat mense honger is. Dit breek Jesus se hart as daar nie daaglikse brood op mense se tafels is nie. Dit raak hom diep. Dan verstaan ek Jesus se woorde ook opnuut weer in Matteus 6. Hy sê julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Bekommernis oor ons daaglikse brood is eintlik net vir ongelowiges. Vir mense wat nie glo nie. Ons het 'n hemelse Vader wat weet wanneer ons honger is. Net soos ouers, soos oupas en oumas en oupa grootjies en ouma grootjies wat weet, veral in die vakansietyd, dat die familie honger is en seker maak dat daar kos op die tafel is. Net so het ons 'n hemelse Vader wat seker maak dat ons elkeen ons daaglikse brood kan kry. Vandag, een vandag op 'n slag. Hy sal voorsien. Vandag nog. En dit lyk vir my, dit is waar. Ek hoop dat hier ergens in jou gedagtes spring iets op wat sê, maar dit is waar. Omtrent al die mense wat ek ken, het 'n yskas en 'n vrieskas of 'n kombinasie. En daar's soveel mense wat ek ken wat meer as een vrieskas het in die huis. Ek dink ons maak seker dat vandag se brood nie sleg word nie. In ons eie huis, en ek praat nou vanaand weer baie uit die huis uit, in ons eie huis, want ek wil nou nie hê enige iemand moet beleef dat ek 'n vinger wys na iemand nie, maar in my eie huis ervaar ek deesdae, ons kla so bietjie oor die min plek wat daar is in ons kaste, in ons hangkaste, veral ons klere. Ons kla nie baie nie, maar ons draai so nou en dan na mekaar toe, dan sê ons vir mekaar, ag, ek wens daar is bietjie meer plek vir al ons klere wat ons het. Dit is waar. God voorsien ons daaglikse brood. Nee, ek dink die waarheid is, God gee vir ons meer as ons daaglikse brood. Hy het meer voorsien. Hy voorsien in oorvloed. En dink maar weer aan die 5 broodjies, 2 vissies. Waar het alles begin? Begin by honger mense. God gee vir ons oorvloedig. Wie van julle kan saam met my praat? Somstyds in ons huise is daar pudding. 2 van julle, wonderlik. In sommiges van ons huise is daar seconds. By julle ook, dankie. Ek dink tog, ons moet mekaar se oë kyk en sê, maar God voorsien meer as ons daagliks se brood.
Laaste gedagte, en ek wil daarmee klaar maak. Vandag is die Here se dag. Hoor net hierdie groot woorde ook van Paulus, waar hy geskryf het, as medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle, om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. Iemand skryf ook so rukkie terug in die kerkbode, die kerk is baie keer die plek van uitgestelde betekenis. Klink nou groot woorde, maar dit beteken eenvoudig dat ons so baie keer, wanneer ons oor die Here praat ons in toekomstige taal. Ons sê vir mekaar, ja, die Here gaan iets groots doen, maar dit kom nog, eendag. Ja, die Here het 'n plan met jou lewe, maar in die toekoms gaan dit nog vir jou beter ontvou. Ja, die Here is besig om groot dinge te doen, ons net hierdie goed en daai goed bietjie in plek kry, dan gaan die lig vir ons deurbreek. Paulus sê, vandag is God se dag. Hy wil vandag iets doen. Hy kom vandag en hy gee vir ons daaglikse brood. Nou is die tyd. Hy staan voor jou en gee jou daaglikse brood. Die Here staan voor ons en sê, ek is vandag gereed om hierdie gebed te verhoor, om enige ander gebed te verhoor, vandag. En toe vra ek myself af, 'n paar dae terug, waarom wag ons so? Waarom wag ons so om uit die wegspringblokke te kom? En ons praat nie nou van die wag van Handelinge 1 nie. Ons praat van hierdie ding van wag dat die Here iets gaan doen. Ek hoor baie keer mense sê, eers as ek regtig tyd het, jong, dan gaan ek bietjie inzoom in my verhouding met die Here. Ek gaan meer Bybel lees, ek gaan meer tyd maak vir gebed, eers as ek die dag tyd het. Eers as ek afgetree is die dag, dan gaan ek nou baie tyd hê, en dan gaan ek die Here voluit dien. Ek gaan betrokke raak by die gemeente lewe, waar die Here besig is om groot dinge nou te doen. Waarom wag ons so? Vandag is God se dag, sê Paulus. Vandag. Paulus sê ook, koop die tyd uit. Ons sê baie keer vir mekaar, carpe diem, gryp die dag. Vandag is die dag. Vandag is die regte dag om wat te doen. Vandag is die regte dag om in 'n dieper lewe saam met God te leef. Vandag is die regte dag om jou hande oop te maak vir jou daaglikse brood. Vandag is die regte dag om jou oë oop te maak en te kyk, hoe beantwoord die Here jou gebede vandag. Vandag kan jy 'n besluit neem, ek gaan inval by God se ruimte. Die God van hemel en die God van die aarde. By sy ritme, by sy tempo. Ek gaan vandag seker maak dat God se koninkryk kom en dat my lewe iets sigbaar toon van God se koninkryk. Ek gaan vandag die naam van die Here heilig in my lewe. Ek het heel in die begin van hierdie boodskap gesê, ek dink nie ons weet wat ons bid as ons vra vir ons daaglikse brood nie. Maar dalk beteken dit vanaand vir jou dat dit wat jy alles ontvang het, daai brood, gaan deel dit uit. Vandag is die dag. Voor jy dalk miskien daar by jou huis inry,
Vandag is die dag om die daaglikse brood, hoe ook al jy dit verstaan in jou lewe, om dit te gaan uitdeel. Dalk weet ons nie altyd wat ons bid as ons vra vir ons daaglikse brood nie. Maar wat ons wel weet, ons kan ons hemelse Vader vertrou daarmee. Ons kan hom vertrou met ons daaglikse brood. Amen. Dankie Here vir u woord, dankie vir u Gees wat in ons werk. Die teenwoordigheid van die lewende Here. Dankie dat ons op verskillende maniere ook vanaand net bewus daarvan geraak het. Deur ons sang, deur ons oë op te tel, deur ons harte oop te maak en 'n paar liedere saam te sing. Om ook vir u te kom sê, dit is goed om naby u te wees. Soos 'n kind wat op sy vader se skoot is, dis die plek waar ons u kan hoor. Dis daar waar ons naby aan u wil wees. En dankie Here dat u vir ons iets weer duidelik kom maak het van u voorsienigheid. Eksodus 16. Dankie dat ons gehoor het weer van u ritme in hierdie lewe. 'n Vandag, elke dag, vir ons daaglikse brood. Help vir ons dat ons uitgenooi voel in daardie ruimte. Dat ons ook op die einde u kan vertrou. Met dit wat ons alles verstaan van ons daaglikse brood, dat u sal voorsien, daagliks, wat ons nodig het. Dit is die dag. Vandag is die Here se dag. Amen. Baie dankie ons orkes, terwyl hulle som opkom, net weer eens baie dankie vir al die liedere wat Johan veral en die mense wat hom help, ook voorberei vir elke aand ook toe met ons reeks. Dit help vir ons om te fokus op die Here. Dit help vir ons om die Here te aanbid en hom te ervaar ook hier elke aand. Ek herinner maar net van die lekker sop, lyk my daar is baie gemaak. Vandag se brood is baie. Die Here het regtig voorsien. Daar is somme seconds ook, het hulle voor die tyd vir my gesê. En dan herinner ek julle net weer aan die dankoffers wat ons gaan opneem. Dit gaan vir die uitdra van die evangelie en die vestiging van die kerk van Jesus Christus in Madagaskar en dan ook deur geopende deure. Baie dankie daarvoor. Ook ons laaste lied, Johan, dankie. Stoets, dankie Dominee Johan. Iemand het my lank gelede gewys op die duifie wat daar buite sing en sê God sorge. En ek is so bewus daarvan en God in sy vergewigheid wat ons so seën. Groot geskenk in Pinkstertyd sy Heilige Gees. Kom ons staan, dan sing ons daarvan en sê vir God ook terselfdertyd dankie. Heilige Gees, geskenk van God, ons maak ons harte waarheid tot ons wil U sien, ons wil U hoor, laat die strome van genade oor ons Heilige Gees, geskenk van God, ons maak ons harte waarheid tot ons wil U sien, ons wil U hoor, laat die strome van genade oor ons loop, die goednis ons Vader op die magtige skyn, U is God met
Heilige Geest, geschenk van God, ons maak ons harte arbeid tot ons wil U sien, ons wil U hoor, na die stone van genade, hoor ons lof, van die Gees van die Here is, daar is vryheid, onderdek vloei die aangesig, spreek die waarheid, van die Gees van die Here is, daar is vryheid, verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Nader aan U, nader aan U, nader aan U, Jesus ons God, nader aan U, nader aan U, nader aan U, ja Jesus ons God, nader aan U, nader aan U, nader aan U, Jesus ons God, nader aan U, nader aan U, nader aan U, Jesus ons God, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, onderdek vloei die aangesig, spreek die waarheid, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, onderdek vloei die aangesig, spreek die waarheid, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot Baie dankie. Dit is normaalweg juis op hierdie punt van 'n diens dat ons die seën van die Here uitspreek en ons is almal die ontvangers van die teenwoordigheid van die Here, ook as seën in ons lewens. Maar ek wil dit nou nie vanaand doen nie, op so 'n manier nie, maar ek wil gou vra, diegene wat jou net nou so vriendelik gegroet het, seën hulle gou met 'n paar woorde. Dit kan letterlik enige iets gou wees. Mag die week goed verder loop. Sien jou môre aand. Of sien jou nou om 'n lekker kommetjie sop. Mag die Here vir jou voorsien in jou daaglikse brood. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat Dit so wees, Here. Amen. Hier Dit so wees,